So dis 1 Timoteus 2 vers 1 tot 3 en Daniël 9 vers 17 tot 18. En die tema vanoggend gaan nie handel oor die doop nie, maar oor gebed en dit gaan handel oor smeking. So dis 1 Timoteus 2 vers 1 tot 3 en Daniël 9 vers 17 tot 18. Kom ons sluit dan net die oë en dan nader ons ook die Here. Vader, waar ons vanoggend as u kinders, u nou nader, u genade troon nader om by u voete te kom sit, liewe Heer. Vader, mag u vanoggend eerstens ons harte reinig voor u. Vader, kan u ons denke sluit vir die besige, donker wêreld daar buite. En Vader, soos wat ons nou deur u woord lees, Vader, mag u woord ons vermaan. Mag dit ons bemoedig om te verander en hieruit te stap, herskep, liewe Heer. En Vader, mag die woord vanoggend nie dood wees nie, maar mag dit lewe spreek. En waar ons miskien oor iets gaan gesels wat ons aanskuldig staan, mag dit ons nie mismoedig maak nie, maar eerder bemoedig om te verander, liewe Heer. En Vader, waar ons deur hierdie reeks van gebed al soveel dinge geleer het, mag ons vandag ook. En Vader, ek dra die 2 dopelinge ook op aan u, liewe Heer, waar hulle in so 'n mooi voorbeeld van gehoorsaamheid deur u water gaan beweeg. Vader, mag dit 'n geestelike betekenis vir hulle dra. Mag dit 'n beginpunt wees van gehoorsaamheid en mag u hulle wandel seën op hierdie aarde. En Vader, mag u hulle aanhou vermaan en bemoedig om u op 'n dieper manier te leer ken. Vader, ek vra al hierdie dinge in u heilige naam. Amen. So as ons vanoggend lees uit 1 Timoteus 2 vers 1 tot 3, deel ek net weer eens die tema met julle. Dit gaan vanoggend oor supplication, in Engels en Afrikaans gaan dit oor smeking. En ek lees uit die 33 tot die 53 vertaling. En vers 1 sê vir ons in 1 Timoteus 2: In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, dankseggings gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser. En dan Daniël 9 vers 17 tot 18 sê vir ons: Hoor dan nou onse God na die gebed van u knegt en na sy smekinge, en laat ter wille van die Here u aangesig skyn oor u heiligdom wat woes lê. Neig u oor, my God, en hoor. Open u oë en aanskou ons verwoeste plekke en die stad waar u naam oor uitgeroep is. Want nie op grond van ons geregtigheid werp ons smekinge voor u aangesig neer nie, maar op grond van u groote barmhartigheid. Net tot sover, asseblief. Soos wat julle weet, is ons tans besig met hierdie reeks wat handel oor gebed, en ons kyk na hierdie reeks uit die oogpunt van die Acts-prinsip. Ons trek dan vanoggend by preek nommer 6 in die reeks, en ook by die laaste eintlik tema, en dit is smeking. Nou, om eerlik te wees, voordat ons vanoggend aanbeweeg, glo ek nie dat hier een persoon sit vanoggend, en ek inclusief wat hier staan, wat nie partykeer skuldig staan teenoor om die Here te nader met smeking nie. En sodoende is vanoggend se vraag: wat is smeking werklik? Hoe moet ons dit doen? En ook sodoende, wat sê dit van 'n gemeente wat die Here in smeking nader? So voordat ons vanoggend kyk na ons hoofteksgedeelte, wil ek eers julle terugvat na die oorspronklike woord wat na smeking verwys in die Ou Testament, en dit is shalach in Hebreëus. Nou as ons kyk na die wortel van hierdie woord, verwys dit na 'n paar interessante dinge, en uiteindelik my oë so nogal so 'n bietjie oopgemaak. Dit verwys om gevryf te word of gedruk te word en sodoende worn out te word, soos die Engels wil sê. Amper soos 'n hemp wat oud is. Nou, ek het nou vir Springs ook sê, ek is iemand wat baie sentimenteel is oor klere. Ek dink net ek is, Michaela sê ek is altyd 'n Jood.
Ek wil nie nuwe goed koop nie, maar ek dra 'n hemp laat hy groei saam met my. Ek weet nie van julle of dit waar is met julle ook. Ek wil geen hemde weggooi nie, hy het later gate in orals, maar hy dra die lekkerste. Hy was gekoop miskien as 'n small toe ek 'n jong man was en nou pas hy soos 'n extra large. En jy kan sommer reg deur hom sien ook al. Maar dit is waarna hierdie woord verwys om eintlik in hierdie wêreld gedruk te word, gevryf te word om amper soos daai hemp te voel. En dan verwys hierdie woord ook na om swak te wees, om siek te wees, hartgebroke te wees, te rou en dan beteken dit ook baie interessant om iemand te vlei. Nou te vlei beteken om mooi dinge vir iemand te sê. Nou as ons na hierdie woordstudie kyk, verkry ons nie net 'n dieper betekenis van wat smeking is nie, maar dit gee ook vir ons die staat waarin die mens is wanneer hulle die Here nader met smeking. En hierdie woord sê eintlik vir ons hoekom ons die Here nader met smeking. Eerstens, omrede die wêreld ons so druk en vryf. En ek weet nie van julle nie, maar ek het al Januarie op 'n punt gekom waar ek weer moeg voel. Nie meer lus voel vir alles nie. En soos wat julle weet, hierdie wêreld is baie goed daarin om ons besig te hou met die verkeerde dinge. Besig te hou nie met die Here se dinge altyd nie. En ons kom baie keer op plekke in ons lewens wat wanneer jy opstaan die oggend en daai wekker gaan af, dan vra jy vir jouself, maar wil ek hierdie nog regtig doen? Wil ek vanoggend opstaan en werk toe gaan? Hoekom doen ek dit? En dit is nie net miskien in die aspek van werk nie, maar miskien in die huwelik. Miskien is dit jy vanoggend op 'n donker plek en jy vra dit baie keer vir jouself oor die lewe. Hoekom gaan ek nog voort? En dit is een van die redes hoekom ons die Here nader in smeking, maar dan kan ons ook sê dat hierdie woord vir ons leer dat temptasie is reg rondom ons en dat elke een van ons sukkel met iets in die vlees. Niemand kan vanoggend hier sit en sê jy sukkel nie met sonde nie, want dan sou jy heilig gewees het en dan het jy nie vir Christus gekort nie. Maar elke een van ons sukkel met iets in die vlees of miskien met meer dinge in die vlees. En dit is ook 'n rede hoekom ons die Here nader in smeking in daai swakheid wat ons ervaar. Dan nog 'n rede is wanneer ek siek is of 'n geliefde siek is, nader ek die Here en ek bid vir daai persoon of vir my, maar baie keer met angs in die hart, met vrees want jy weet nie wat die toekoms inhou vir hierdie persoon of vir myself nie. En dan kan ons ook sê die heel laaste gedeelte wat so waar is en dit klink vreemd as ek dit so stel. Ons nader baie keer die Here met smeking vir iets wat ons soek, maar ons weet nie eintlik of mag ons daarvoor bid nie. Maar dan wat ons doen is ons het al hierdie vlei woorde wat ons gebruik. Ons aanbid hom en ons gee al ons prys hom in gebed en ons spreek al hierdie mooi woorde uit tot die Here met die doel sonder om dit werklik te erken, want jy wil iets vra vir hom. Iets wat jy soek. Miskien is dit 'n groter huis, 'n groter salaris. Miskien is dit 'n nuwe bakkie. Nie 'n Tupperware bakkie nie, 'n bakkie met wiele. Of wat ook al. Maar al die redes is redes vir smeking en kom ek sê vir julle so, die woord maak dit eintlik prominent vir my dat eintlik elke gebed moet 'n smekingsgebed wees. Dit maak dit vir my duidelik dat as jy nie smeek in gebed nie vir ander en vir jouself en vir aspekte nie, voel dit vir my en dit kom vir my voor dat die hart dan nie reg georiënteerd is nie. So as ons dan kyk na ons hoofteksgedeelte van 1 Timoteus 2 vers 1 tot 3 wat oor smeking praat, is dit 'n baie eenvoudige gedeelte, maar wat vir ons baie waardevolle dinge leer oor smeking. So vers 1 sê, in die eerste plek vermaan ek dan, dat smekende gebede, voorbedes, dankseggende gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Want dit is goed en aangenaam voor God, ons verlosser. Nou voordat ons na die gedeelte kyk, wil ek net eerstens noem dat ek glo, en ek kan verkeerd wees, maar ek glo dis die rede hoekom die moderne kerk lyk soos wat dit lyk, want ons is nie meer biddende gemeentes nie. Nie biddende gemeentes vir myself nie, maar vir mekaar.
Nou, baie jare terug het 'n ou teoloog geskryf en gesê dat 'n gemeente wat nie bid nie, is nie net dood nie, dit is nie 'n gemeente nie. 'n Gemeente beteken nie net mense wat bymekaar kom op Sondag en wat uit die woord uit lees nie, maar is mense wat gebind is aan mekaar geestelik. Mense wat gebind is aan mekaar met omgee, met liefde. Dit is hoekom Jesus gekom het, vir 'n liggaam wat liefde wys in hierdie wêreld. En mense, tans om eerlik te wees, hierdie gedeelte begin en dit wys net vir ons die eks-prinsip is maar net 'n prinsip wat na 'n paar elemente van gebed wys. Hierso praat hulle in vers 1 van voorbidding. Hulle praat van dankseggingsgebede. En ons het nog nie eers daarby uitgekom nie, ons sal miskien volgende Sondag daarna verwys. Maar wat vir my belangrik is ek onthou toe ek 'n jong man was in die kerk. En toe ons ook vroeër gegaan het om voorbidding te doen vir die diens. En vandag vind ons dit nie eers meer. Ons vind nie voorbidding by die kerk saam as liggaam vir iets waar ons die Here nader en vra, Here, mag U Gees ons vanoggend lei, mag U dit seën nie. En nou praat ek nie eers van voorbidding vir mense wat miskien na hospitaal toe gaan of wat siek is nie, wat uitgaan en huisbesoeke gaan doen en met mense praat wat gebroken is nie. En waarvan praat dit? Dit praat nie van ons het 'n gebroke gebedslewe nie, praat van iets diepers. Ons het gebroke harte wat verhard is. En ons het so 'n paar Sondae terug daarna verwys. 'n Hart wat verhard is, sal nie omgee oor ander mense nie. Maar hierdie gedeelte leer iets vir ons besonders in 1 Timoteus. Dit sê dat smeking nie net georiënteerd moet wees oor die eie ek nie, maar vir alle mense. En dan moet ek sê, ek dink een van die grootste dinge waarmee ons sukkel in Christendom is selfgesentreerdheid. Die eie ek staan altyd op. Elke keer wanneer jy sonde doen, sê die woord vir ons, dat jy sonde doen omrede jy hoogmoedig is. Elke keer as iemand verneek, elke keer as iemand doodmaak, elke keer as iemand steel, gaan dit oor, ek voel my waarde is meer as die ander persoon se. En dit gaan oor hierdie eie ek wat net nie wil sterf nie, en ons kom nie op daai punt waar ons soos Paulus kan sê, ek lewe nie meer nie, maar Christus leef deur my. En in gebed kom dit so prominent uit. Weet julle wat, as ons bid vir ander mense, weet ek ook, ek staan baie keer skuldig daaraan, dat die intensiteit nie dieselfde is soos wanneer ek vir myself bid, en vir my geliefdes en gesinne nie. Nou natuurlik gaan nie meer vir jou gesin bid, maar weet julle wat hartseer? Statistiek toon, as 'n gemeente bid vir ander mense, is dit minder as 1% van die tyd wat hulle spandeer daaraan. So 99.99% van alle gebede is selfgesentreerd. En wat ook natuurlik nodig is, dat jy bid vir jou eie geestelike groei, dat jy bid vir hierdie aspekte, maar dit wys van 'n hart wat gefokus is net op een ding. So ons kan dan vir onsself sê, dat daar 2 redes is hoekom hierdie gebeur. Eerstens, hoekom ons nie vir ander bid nie, en volgens hierdie gedeelte, hoekom ons nie bid vir die konings en die mense in hoë plekke nie. Nou eerstens, voordat ek aanbeweeg, mense, wanneer laas het jy vir ons goewerment gebid? Nie gebid dat daai ou nie in beheer moet wees nie, maar gebid dat hy tot redding kom. Maar weet julle wat, oor hierdie laaste paar jaar, as ek vir hulle bid ek dat iemand anderster in hulle plekke moet aangestel word. Maar weet julle wat moet ons eerstens besef? Dat maak nie saak hoe donker die wêreld raak nie, dis deel van God se wil. Die woord sê, Christus sê, die einde het reeds begin toe hy op aarde was, en dit sal al hoe donkerder word. Dit is nie behoort om angs te kweek nie, maar vreugde, want Christus kom amper. Ons glo, ons hele hoop is gefondeer in Christus se wederkoms. Is dit nie waar nie? As Christus nie terugkom nie, dan bestaan Christendom nie. En dit is hoekom ons hoop is in dit. Maar die skrywer kom en hy sê ons moet vir hulle bid, vir wat se rede? En hoor wat sê vers 2 vir ons, vir wat se rede moet ons vir mense bid, vir konings, vir heersers, vir mense in hoë geplaaste posisies, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei, in alle godsvrug en waardigheid. Mense, hoekom lyk die wêreld vandag so wild, die mekaar, woes? Is omrede die mense in hierdie posisies nie weergebore is nie.
En dis hoekom daar is nie vrede op hierdie aarde tans in die mensdom en tussen die mensdom nie. Dis hoekom Christus het vrede gebring. En sodoende vra ek vir julle vanoggend, kan ons weer begin bid vir die mense? En weet julle wat? Hoor hoe vreemd klink dit as ek sê, ek sal nie vir iemand bid nie. Wat sê dit van die hart? Wat sê dit as ek sê, ek sal nie vir 'n groep of 'n ras mense bid nie? Wat sê dit van die hart? Dit spreek van nie 'n geredde hart nie. Dit spreek van 'n gebroke, sondige, verharde hart. Tweedens moet ons besef dat in die tyd wat 1 Timoteus geskryf is, was die wêreld geheers deur die Romeinse ryk. En weet julle wat, daai regering was erger as ons. Die Christene was vervolg en die skrywer skryf wetend hoe sleg die Romeine is. Besef ons dat die woord vir ons in die Nuwe Testament leer dat dit nie net die Christene was vervolg en die Jode was onderdruk vir baie jare nie, maar dat die Romeine byvoorbeeld, as jy deur 'n poort van 'n stad beweeg het hulle jou sommer geteks vir hoeveel wiele op jou wa is. Hoeveel visse jy vandag gevang het, wat hulle niks mee te doen gehad het nie. Vandag lewe ons in 'n land wat nie so erg is nie. Ons beweeg al hoe stadig maar seker na 'n land toe wat seker maar Christene gaan vervolg soos die hele wêreld. Maar mense, ons het eintlik niks om oor te kla nie. Die woord beloof nie vir ons dat ons tans in 'n wêreld gaan leef wat regverdig is nie. Maar dit sê die een wat kom is regverdig. En die wêreld en die hemel wat vir ons voorlê is in vrede en liefde en regverdig. En die ene wat gaan oordeel is regverdig. Dis hoekom Christus sê so mooi in Engels, moenie vengeance neem vir jouself nie, moenie wraak neem vir jouself nie, want die een wat kom sal dit doen. En mense, in ons eie land het ons nie hierdie geleer nie. Deur ons geskiedenis dat kerk en staat moet geskei word van mekaar nie. Maar dit beteken nie ons moet nie bid vir hulle nie. Ons doel as Christene is nie om te stry polities oor dinge nie. Weet julle wat is my hartseer? As die kerk geskei word deur politiek. Want weet julle wat? Almal in politiek is in elk geval besig met die verkeerde dinge. Om eerlik te wees. Daar was nog nie een president in my opinie of een koning wat werklik waardig was van daai posisie. Ons kan altyd, ons as mens het baie keer hierdie denke dat die oudheid beter was. En kom ek sê vir julle so, in die oudheid het hulle net beter die lelike vuil dinge weggesteek en toegesmeer. Daar was nog nie een koning wat nie eintlik 'n monster was nie. Die een wat ons aan kan dink is Dawid en hy was 'n moordenaar. En sodoende moet ons vir hulle bid dat die keuses wat hulle maak volgens die woord sal wees en sodat hulle tot redding kan kom, sodat ons in vrede kan leef hier op aarde. 1 Timoteus 5 vers 5 sê vir ons, en sy wat waarlik weduwee is en alleen gelaat is, hoop op God en bly in smekinge en gebede nag en dag. Nou die rede hoekom ek hierdie gedeelte gekies het, is want eerstens in die Nuwe Testament is die woord vir smeking dies, wat verwys na 'n petisie wat jy na die Here toe bring in smeking. Maar dit verwys na 'n ander konsep en dit is 'n weduwee. Hulle verwys eintlik in hierdie konteks in hulle kultuur na iemand wat hulpeloos is. In hulle kultuur was dit anderster gesien baie keer in die ou tyd ook dat 'n vrou al klaar se waarde minder is as 'n man se. Maar nog as sy weduwee is dit amper nog minder. En hier kom die skrywer en hy sê dat hierdie weduwee en weduwees eintlik bid dag en nag met smeking in hulle harte. Maar ek wil iets hierson noem vir julle. En dit is dat maak nie saak wat se posisie jy vandag beklee nie. Maak nie saak hoe arm of hoe ryk jy is, hoe oud of hoe alleen jy voel nie, hoe min waarde jy in jouself koppel nie. Die boodskap bly dieselfde in die roeping. En hoor wat sê 1 Tessalonisense oor dit, vers 5 tot 17 in eenvoud. Bid sonder ophou. Mense, die kerk lyk soos wat dit vandag lyk omrede ons nie bid nie. En dan wil ek kom by die hart voordat ons aanbeweeg weer na smeking toe. Besef ons as kerk dat elke alleenlopende vrou en elke weduwee val onder die kerk geestelik. Besef ons dat eintlik ons geroep word as kerk om na almal te kyk, nie net geestelik nie, maar ook fisies. Nou ek weet vanoggend sit hier weduwees, hier sit ouer mense hier vandag wat tekortskiet in baie aspekte.
En die kerk vul nie daai aspekte nie. Ons is behoort om hierdie prentjie vir die wêreld te wys van omgee en van liefde. Maar tans is ons nie besig daaroor nie. Weet julle wat? En ek weet hier's baie besoekers vandag, maar is die waarheid. Wanneer laas het ons in 'n vergadering gespraat oor die weduwees en hoe ons vir hulle sorg? Ek weet ons as gemeente doen iets, maar dit is nie genoeg nie. En ek praat nie vandag net oor finansies nie. Weet julle wat's my hartseer? Daar is mense in ons gemeente in hospitale, maar niemand gaan besoek hulle nie. As mense wat siek is, niemand gaan kuier by hulle nie. En ek weet miskien sosiale media het dit makliker gemaak om 'n WhatsApp te stuur. En ek weet baie van ons het miskien nie altyd die finansies om by plekke uit te kom nie. Maar weet julle wat dink ek het sosiale media ook gemaak? Ons lei om by mekaar uit te kom. Om daai omgee te wys in 'n fisiese, geestelike, emosionele vorm. En mense, ek staan ook skuldig vanoggend aan hierdie dinge. Maar sien julle dat as die hart nie reg georiënteerd is, as jy nie eers dink aan die ou in die hospitaal nie, dink julle werklik jy gaan bid vir hom? Nee, jy gaan nie. En dan so mooi sê hierdie gedeelte eintlik op 'n eenvoudige manier. Hoekom moet ons die ouer mense, die weduwees en al hierdie mense ondersteun en ook sodoende dat hulle nie hoef te stres oor die dag van môre nie, is sodat hulle kan aanhoudend bid. Om hulle in staat te stel, want ek weet nie van julle nie, maar ek weet as jy in hierdie wêreld werk en jy werk miskien van vroeg die oggend tot laat in die aand, is daar nie altyd tyd om 6 of 4 ure 'n dag te bid nie. Tot die Here doelgedrewe nie. Maar ons kan mense in staat stel om dit te doen. En weet julle wat? Die is die ketting wat ons bind aan mekaar. Finansies hoef ons nie oor die hele tyd te preek nie. Dit sal van self kom wanneer ons saamgesnoer word en wanneer die wêreld sien wat gebeur. Ek sê oor en oor vir mense, byvoorbeeld die gemeente in Springs. Daar is miskien 2% of 1% mense in die gemeente wat werk. Die Here het al vir 5 jaar daai deure oopgehou en gesorg dat ons alles kan betaal. En dis hoekom, wanneer die harte reg georiënteerd word, val alles van self in plek. En dan beweeg die woord aan in Daniël 9 vers 17 tot 18 en sê: "Hoor dan nou onsse God na die gebed van u knegg en na sy smekinge, en laat ter wille van die Here u aangesig skyn oor u heiligdom wat woes lê. Neig u oor, my God, en hoor. Open u oë en aanskou ons verwoeste plekke en die stad waar u naam oor uitgeroep is. Want nie op grond van ons geregtigheid werp ons smekende voor u aangesig neer nie, maar op grond van u groote barmhartigheid." En net voordat ek na hierdie mooi gedeelte wys wat eintlik die skrywer so mooi praat en hy het hierdie smekingsgebed vir die verwoeste plekke, oor die verwoeste plekke en die mense, wil ek vir julle vanoggend vra, en ons gaan nou so 'n gedeelte uit Openbaring lees waar die Here spreek oor 'n gemeente. Wat dink julle sou die Here gesê het oor ons gemeente as hy vandag hier was? Wat dink julle sou in daai 7 briewe in Openbaring, die eerste 7 briewe geskryf staan oor Brakpan Baptiste Kerk? Gaan daar ook staan, hulle het rykdom, maar hulle het nie liefde nie? Gaan daar ook staan dat hulle besig is met die sondige dinge en nie met die Here se dinge nie? Wat gaan daar staan? Of gaan daar begin staan dat ons 'n biddende gemeente is? Die Here sê vir ons so mooi, eintlik in eenvoud: "Ek was siek en jy het nie vir my kom kuier nie. Ek was in die tronk en jy het nie vir my kom kuier nie. Ek het nie klere gehad nie en jy het nie vir my klere gegee nie. Ek was honger en jy het nie vir my kos gegee nie." Weet jy dat daar tans mense in ons gemeente is wat nie elke ete eet nie? Maar ons stry en beklei nie daarvoor nie. En dan kom Daniël en hy praat van eintlik om vir die gebroke, verwoeste wêreld te praat. Ons moet Daniël se konteks verstaan. Daniël was die koning Nebukadneser se regterhand en hy wat in 'n land in 'n koninkryk gewoon wat nie Christelik georiënteerd was nie of in hulle tyd Joods georiënteerd was nie. Maar Daniël het tyd gemaak elke dag om die Here te gaan soek 3 keer 'n dag. Hy het in sy binnekamer opgegaan na die boonste vertrek en sy vensters oopgemaak
in 'n land waar die tempel nie is nie, maar na die tempel toe soekend na die aangesig van die Here en die Here genader in gebed. En ons almal ken die res van die stories van Daniël. Daniël in die leeukuil, maar hy bid vir 'n nasie wat eintlik sy mense in ballingskap uit hulle land uitgeneem het. Hy bid vir 'n nasie wat ons miskien vandag sal sê wat jy moet eintlik haat voor hê. En hy kom en hy sê maar hy bid vir hulle met smeking, nie op grond van hy wat iets is of geregtig is nie of op sy geregtigheid nie, maar hy tree in met smeking by die Here omrede die Here barmhartig is. En sodoende kan 'n mens jouself 'n vraag vra, aan wat meet ons dan sukses in 'n gemeente? En hierdie is my belangrik. As jou idee van sukses in die gemeente van die merk af is, sal jou gebeure ook nie in lyn wees met die woord nie. 'n Gemeente se sukses word nie gekoppel aan die rykdom wat te vind is in finansies in 'n gemeente nie, maar die rykdom wat te vind is in die vrug van die gemeente. En hierdie is vir my baie belangrik. Die skrywer van Openbaring, Johannes, skryf oor 'n gemeente wat ryk was, maar wat geestelik dood was, en ook in die geloof dood was, in Openbaring 3 vers 14 tot 17 wat sê, en skryf aan die engel van die gemeente van Laodicea, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God, ken jou werke, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword, en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie, dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Mense, dis hoe Paulus skryf oor die gebroke wêreld, dat die gebroke mens wat nie gered is nie, blind, doof en dood is. Mense, mag dit nie gesê word van ons gemeentes nie, van weergebore gelowiges, wat behoort om 'n nuwe hoop te hê, in Christus se liefde te groei nie. Rykdom is niks op hierdie aarde nie. Die woord sê in elk geval, dis baie moeilik vir 'n ryk man om in die hemel te kom. Want wanneer dit goed gaan, vergeet ons om op ons knieë te gaan. Dan wil ek graag met julle deel, een skrywer het geskryf, en ek stem so saam die laaste tyd met wat hy sê, en ek het dit by die Bybelstudie ook gedeel met die mense. Die skrywer skryf en sê, wanneer as Jesus dieselfde evangelie verkondig het, wat vandag in kerke verkondig word in moderne kerk, sou hulle hom nie gekruisig het vir dit nie. Verwysend dat ons tans 'n afgewaterde woord verkondig. Ons spreek nie meer wat die woord sê nie. Ons los daai snaakse gedeeltes uit om oor te preek, die sensitiewe punte van nader ons nog die Here werklik in smeking verander. Ons hou nie daarvan om te praat van dinge wat moeilik is nie, want dan verloor ons mense. Maar mense, weet julle wat, die Here kan ons net seën wanneer ons as mensdom saam die waarheid verkondig in hierdie wêreld, met groot liefde teenoor die gebroke wêreld. So my vraag is vanoggend, wat doen ons tans? Is ons besig om kerk te speel, of is ons besig om bidend die Here te nader daagliks? Want as jy vanoggend hier sit en jy voel skuldig teenoor hierdie woord, dit is amazing as jy skuldig voel. Ek voel skuldig. Dit beteken ons kan verander, ons kan vergifnis vra en ons kan weer bidend raak. Mense, ons kan nie langer van die kerk af wegbly omrede die mense ons seermaak nie. Ons kan nie langer van die kerk af wegbly omrede ek nie altyd saamstem met almal in die kerk nie. Omrede ek nie hou van hoe daai persoon vir my kyk nie. Mense, dit is selfgesentreerd. Die Here roep jou om hom te volg. Ons kom nie kerk toe vir die mensdom nie. Ons kom kerk toe vir die Here. Die Here bring vergifnis, die Here bring genesing. En as ons dit nie toelaat nie, gaan ons altyd in hierdie selfgesentreerde manier wandel teenoor hom. Die kerk gaan nie oor ons wat net hier is vandag nie. Die kerk is oor die hele wêreld. En weet julle wat? Dis altyd vir my lekker, soos as Feba met ons kom praat en ons hoor van ons boeties en sissies in die Midde-Ooste wat daar gebeur. Maar weet julle wat? Wanneer laas het jy vir iemand gebid buite die kerk? Vir iemand gebid in 'n ander land?
Het julle gesien in die Nuwe Testament hoe hulle vir mekaar bid? So my vraag is vanoggend, mag ons die Here weer nader, mag ons mense opdra. En dan gaan ek afsluit voordat ons met die doopdiens begin met 'n praktiese dentjie. Ek wil graag hê vanoggend, ek gaan 3 minute gee. Miskien ken jy nie almal in die kerk nie, dis alright as jy vanoggend hierso kuier. Ek wil nie hê julle moet nou tans vir iemand langs jou bid nie. Kyk vir iemand wat voor jou is of agter jou is en dra daai persoon, al ken jy nie sy naam nie, op aan die Here. En maak seker as jy 'n gemeentelid is en jy ken nie die ander gemeentelid nie, as jy uitstap, dat jy weet wat sy naam. Dra hulle op aan die Here en kom ons bid vanoggend vir mekaar soos nog nooit tevore nie. En weet julle wat? Mag dit soos lekker reukgeure wees wat opvaar na die Vader toe. Wat hy aanvaar en wat goed is. So kom ons sluit die oë, gee so 3 minute en dan gaan ek net afsluit met gebed en dan die dopelinge vorentoe roep. So kom ons sluit die oë en dan bid ons vir mekaar. Vader, waar ons nou mekaar opgedraai het, Vader, mag U ons nader snoer aan mekaar. Mag ons besef dat die rede hoekom ons mekaar broers en susters noem, is nie omrede ons nou net eendersdenkend is en dieselfde geloof is nie, maar omrede U Gees in elke een van ons is. En Vader, tans glo ek ons besef nie die band, die ewigheidswaarde wat tussen ons is nie. Maar Vader, mag U ons nader trek. Mag ons begin mekaar leer ken, mekaar se laste leer ken, en ook sodoende mekaar te begin bemoedig deur gebed, mekaar op te dra aan U. Want Vader, elke een van ons is maar gebroke in sekere aspekte. Nie een van ons is perfek nie, nie een van ons kan in ons eie krag enige iets doen nie. Maar Vader, ek vra, mag ons begin na ons ou mense kyk, na die weduwees, na die enkellopende soos nog nooit tevore nie, maar mag dit 'n refleksie wees van wat in die hart aangaan. En Vader, sodoende vra ek ook, mag ons bid vir mekaar soos nog nooit tevore nie. En waar ons nou 2 jong mense se gehoorsaamheid gaan raak sien met die doop, liewe Heer. Vader, mag dit elke persoon wat al gedoop is, mag dit weer vreugde in hulle harte kweek, en mag dit vanoggend vir hierdie 2 mense wees, soos God wat sê, hierdie is my geliefde seun en my geliefde dogter, oor hulle verheug ek my. Amen. Dan vra ek graag dat Rio en Marionique sal vorentoe kom, en as, ek weet ek maak dit nooit oop nie, maar kom ek maak dit vanoggend oop. As daar enigiemand anderster is wat gedoop wil word, julle is meer as welkom om vorentoe te kom ook, en ons gaan dan net so 'n bietjie met julle gesels na die tyd, of voordat ons doop, maar is daar enigiemand anderster? So net voordat ek vir Rio en Marionique die 2 vrae vra, wil ek net hierdie met julle deel. Die vrae is nie georiënteerd volgens tradisie nie. Die vrae is georiënteerd volgens die woord. Nou die woord sê vir ons, daar's net een vereiste vir iemand om gedoop te word, en dit is redding. En vanoggend sodoende vra ek vir Rio en Marionique, ek gaan die vraag vra, en dan gaan ek julle vra elkeen op julle name om te antwoord met ja. As jy sê nee, dan kan ons nou nie voortgaan, ongelukkig. So die vraag is, het u sonde aan God bely en van hom vergifnis verkry? Het u in geloof u vertroue in Christus as u verlosser en saligmaker geplaas? Rio, hoe antwoord jy? Marionique? Ja. OK. Julle sien hulle lyk so 'n bietjie op hulle senuwees, is 'n goeie ding. Dan die volgende vraag, en ek wil net ook iets noem daarop. Die vraag gaan nie oor ons gemeente nie, maar omdat die woord sê, wat is die eerste stap van gehoorsaamheid na redding? Dit is die doop. Dit is die wandel wat ons begin saam met die Here stap. Die doop red ons nie, Christus doen natuurlik. Maar hierdie belofte is georiënteerd, en dis my baie belangrik, en dis julle verantwoordelikheid wat hier sit vanoggend, om hulle op hierdie belofte te hou. En dit handel oor om die Here vir ewig te dien in sy gemeente, waar ook al julle is, eendag. Maar om hom altyd te nader, saam in 'n gemeente gesnoer te wees, julle gawes, julle roepings daar uit te leef, en ook sodoende te strewe na gehoorsaamheid. OK, so die volgende vraag is, en ek wil hê julle moet daarop antwoord met ja, ek beloof, as julle wil, natuurlik. OK, so die vraag is, beloof u om met die genade van God, die Here Jesus Christus te volg,
en om in sy gemeente vir ewig te dien. Rio, hoe antwoord jy? Ja. Okay, en Marioniek? Ja, ek beloof. Okay, dankie. Dan net voordat ons nou uitbeweeg en julle 'n liedjie of twee gaan sing terwyl ons dooprokkies aantrek, wil ek net hierdie noem vir miskien mense wat net is hier vanoggend. Die doop verteenwoordig 'n paar aspekte. En eenvoud, die water wat hier voor lê in hierdie doopbad verteenwoordig 'n graf. En eintlik die persoon soos wat hulle vanoggend hier gaan inklim, die ou persoon word verteenwoordig simbolies wat buite die water staan. Maar wanneer hulle in die water klim en onder die water gaan, hou ons eintlik, soos wat Paulus skryf daaroor, begrafnis vir die ou persoon. Maar wanneer hulle uit die water uit opstaan, is dit die nuwe mens, simbolies natuurlik ook. Dit is alles wat behoort te gebeur het by redding self. En ook sodoende maak die doop hulle nie rein of heilig of enige iets nie, maar die woord sê vir ons so mooi, dis 'n bede tot God tot 'n skoon gewete. En mag vanoggend na vanoggend hierdie water in julle hart, mag dit 'n hartsdoop wees wat kettinge van die verlede breek en mag julle nooit weer teruggehou word deur dinge wat in die verlede gebeur het, sonde wat gedoen was nie. Maar mag julle weet, julle kan nou met 'n nuwe natuur, met nuwe liefde vir die Here en vir mekaar voortleef in hierdie lewe. So verskoon ons asseblief terwyl ons gou gaan aantrek. Dankie julle. Ek net laastens sê, die woord sê vir ons dat die doop bind ons aan Christus se doop en ook opstanding. En eintlik een van die belangrikste elemente is behoort om hoop te kweek vir die toekoms. Net soos wat ons uit hierdie water uit opstaan, so glo en hoop ons ook dat wanneer Christus terugkom, hy ook so doen ons gaan kom haal. So Marioniek, ek vra vir jou om asseblief hier by my te kom staan. Dis ook net die trappies, hulle is so 'n bietjie glibberig. Okay. Staan so dan. Kyk hier vir die gemeente, vir jou maale waar ons sit en almal. Marioniek, op grond van jou belydenis van jou bekering tot God en jou geloofsverbintenis met die Here Jesus Christus as jou persoonlike verlosser en Here en jou versoek om gedoop te word, doop ek jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Okay, en nou kan jy die hande klap. Staan met ons wag net vir Marioniek dat sy afskeid. Okay, Rio, jy kan hier by my kom staan. Rio, op grond van jou belydenis van jou bekering tot God en jou geloofsverbintenis met die Here Jesus Christus as jou persoonlike verlosser en Here en jou versoek om gedoop te word, doop ek jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Asai, dankie julle. Gee ons net so rukkie om dan ook aan te trek en dan gaan ons net hulle vorentoe roep, die seën uitspreek en dan sal ons verdaag. Dankie julle. Okay, dankie julle. Ons is nou klaar. Ek wil net vir Rio en vir Marioniek hulle doopsertifikaatjies gee en ook sodoende, ek weet dit is maar net 'n formaliteit, maar mag hierdie ook iets wees wat julle altyd sal onthou, 'n penmerk in julle wandel saam met die Here. En dan wil ek graag hoor, ek weet Robbie, een van die ouderlinge, miskien Willem, jy is die naaste, kan jy asseblief hier kom staan en miskien net vir hulle bid, saam met my, en miskien ook, vir die wat nie weet nie, hulle trou ook amper, en is my so 'n mooi voorbeeld van mense wat bereid is om gehoorsaamheid te toon voordat hulle ook in die huwelik beweeg, en sodoende gaan ek vir Willem vra, as dit alright. Almagtige God, Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg was om vanoggend deel te kon gewees het van hierdie gebeurtenis van twee mense wat U gevolg het deur die doopwater. Here, dit is my gebed dat U met hierdie broer en suster van ons sal wees, en dat U hulle sal lei deur die res van hulle lewe, om 'n lewe te lei soos wat U wil hê. Here, die gebed is dat U deur die Gees hulle sal lei en dat U daar sal wees vir hulle in die tye wat hulle U nodig het. Ek
dit regtig waar ook dat U hulle sal bystaan in hulle beplande huwelik en Here, wanneer hulle as 'n paartjie saam staan, pad saam stap, Here, dat U die middelpunt van hulle huwelik sal wees en dat U hulle daar sal ondersteun en Here, dat U hulle ook vir ons gemeente sal gee as seën in ons gemeente. Vir dit uit U genade. Kan ek dan sommer vra, Robbie, is dit reg, as ons sommer staan met hulle hier voor en kom ons spreek die seën dan net ook uit, as dit reg is. Kom ek vra vir almal om te staan asseblief. Kom ons staan dan en kom ons ontvang die seën. Mag die Here jou seën deur jou te vermaan, te beskerm, te laat groei en ook deur jou uit te stuur. Mag sy liefde jou vernuwe, sy genade jou herskep en sy roeping jou bemoedig om uit te gaan. Dankie julle. Amen.